Horse Leap. Nee, ons is die eerste keer wat ons nou vir hom kom kuier, waar hy nou regtig in die veld is en ordentlik spuit. Ek praat met Martin, nou buiten vir die een wat Horse self ingebring het, was hy die eerste ene wat nou regtig in die land is, nee, soos ek hierdie besigheid verstaan. So, kom ons luister 'n bietjie by hom, hoekom, waarom en hoe het daai besigheid hom nou al die afgelope rukkie hanteer? Martin, hoe lyk dit? Hey Chippy, maar ken jy? Nee, wat doodstil rustig. Okay. Nou, kyk, daar's 'n baie slegter plek op die plaas om te wees waar ons nou sit, nee. Ja, ja, hier is 'n lekker spot om hierdie te kyk met 'n aircon wat blaas, dit lekker warm is, dit lekker. Sê vir my, vir ons by die spuit kom, gee my gou so 'n oorsig, julle boerdery, wat presies boer julle, watter gewasse, julle is hier so naby Botawil area? Yes, ons is hier in Botawil area, ons doen so gewoonlik 'n derde sojas, 2/3 mielies, ja, mix grond, meestal sandgrond, 'n bietjie rooi grond. Ja, dis ons game. Okay, so julle het nou, noem dit nou maar 'n leap of faith gevat met hierdie spuit, nee, maar is nou basies as dit nou nie die buiten Horse en die eerste een of een van die eerstes wat definitief in die land is. Ja. Hoekom 'n Horse? Yes, Chippy, ons het ja, so die oorspronklike oorweging was gewees, ons vorige spuit nie lekker met ons spoorverkeer geloop het. So wat gebeur het is omdat hy te wyd gespoor het ons gesukkel daarmee dat hy heeltyd in die ripperye ingeval het. So ons het die spoorverkeer wat hier voor ons ran en dan het ons op die 24 ry het ons 2 rye uitgehaal. So dan gee dit vir ons 'n lekker spasie. Nou veral in natjare soos hierdie jaar het ons die geleentheid om 'n spoor te hê wat ons nie rip nie en wat vas is. So dit help in natjare help dit met vassit nie, oor die algemeen help dit met dat jy beter brandstofverbruik het. So dis so half die rigting waarby ons beweeg het. Ons het so half 'n ruk terug besluit, dis ons game. So ons het eintlik half wasted space gehad wat ons wiele kon inskuif. En dit kon die Horse vir ons bied. Deur op 'n 2.8 met 'n breër wiel uit te kom. Hy kan nouer gaan as jy smaller wiel sit, maar ons het besluit okay, kom ons gaan met die breër wiel dat ons bietjie minder kompaksie op die grond neersit. En ja, hy loop glad. Sê my, hoe lank het julle nou al die spuit met julle hardloop met hom? Dis nou ons eerste seisoen met hom. Ja, soos jy gesê het, nou ook leap of faith, ons nie eintlik geweet wat om te verwag nie. Ons het laas jaar het ons die ontwerper van die spuit ontmoet toe hy in Suid-Afrika was, so half gehoor en het sin gemaak wat die man gesê het. En toe het ons ook so half besluit, okay, kom ons try dit. Ons plant met 2 Horse planters, nou al vir eerste 8 jaar terug gekry. Ander een het ons 3 jaar terug gekry en ons is baie happy met die manier hoe Horse goed bou en het hulle uitkyk rondom landbou. Ja, want ek meen, ek was toe ek daar in die fabriek was so 2 jaar terug, dus ons so 2,5 jaar terug, ja, die tyd vlieg. Ek moet sê, ek was presies wat jy nou sê, ongelooflik beïndruk met presies, as jy gaan kyk na ek wil amper sê attention to detail en die aantal geld wat hulle spandeer aan kwaliteitsbeheer en so voorts. Wat hulle, ek meen, jy het nou die ervaring op die planters gehad, dat hulle dit oorgedra het na die spuitse kant toe en ek neem aan dit dra oor. 100%. Kyk, Horse back hulle produk. Hulle sal nie iets in die mark sit as hulle nie hulle stamp of approval op sit nie en as daar 'n issue later aankom dan sort hulle dit vir jou uit. Ander ding wat ek hou van die Horse is hulle het 100% fokus op kapasiteit en hektare per dag. So hulle sal nie noodwendig vir jou iets opsit wat jou tyd gaan mors as jy in die land is nie. Hulle soek 'n ding wat ran, wat nie stil staan nie en wat kapasiteit kan dra, sodat ou jou maksimum hektare 'n dag gaan kry. Jy weet, en dis een van die, noem dit nou maar goed wat ek nou al gesien het by die ouens, almal wat sê, hoorie, as jy wil wyd gaan, dan gaan jy Horse en klaar. Ja. Want hulle verstaan daai game en is, even though die goeders groot is en wyd is, vou hulle maklik op en hulle is maneuverable. Ja, jy kan dit maklik skuif. Ek bedoel, hierdie ding om van een blok na 'n volgende blok te skuif is etlike minute, so jy slaan hom op en hy gaan. Hy het 6000 liter kapasiteit, ons spuit 36 meter op 'n slag.
So vir ons om as ons 'n goeie dag kry, dan kan ons maklik 500 hektar in 'n dag inwerk in 'n 12-uur shift. En ek weet wat waar is ons nou, jy's besig om te idle 18 kg se uur, nê? Ja. Ja. En terwyl ek nou daar na die screen toe gaan, verduidelik my gou jou screen opset hier, wat het jy alles hier? Die setup wat ons hierso het, Horse is 'n open source system, so jy kan besluit wat se skerm jy op hom sit. So daai skerm kom saam met die Horse, hy verduidelik vir jou al die details daarso, daar's jou tank en of jou tankkapasiteit, daar's jou skoonwater, daar's jou rate wat jy gee op die oomblik en die drukking wat jy besig is om te run. En dan het hy nou net 'n klomp counters wat vir jou stats wys hoe die masjien operate, wat se lewering jy uit hom uit kry, en dan obviously jou hoogte en jou wielwyte en al daai functionality, en dan nou jou engine specs, so daai ene. En dan het ons assisteringssysteem met ons Raven opgesit. So ons bekend met die Raven, want dit is wat so op die vorige spuit gehad het. En Dis my gaan glad die raai dip, nê? Ja, nee, hy loop glad. Jesus, ek het hom nie eens gevoel nie. Ja. Nee, hy loop mooi. Ja, ek sê altyd hy ran vir my om 'n Marts Mercedes. Hy ran glad. Nee, dit is effortless. Ek bedoel, ons loop teen 18 km/h en hy loop nie snaaks nie. Ons sukkel nie met hom nie. En sê vir my die boomstabiliteit, daai sensors wat hulle nou in het, en hy ding hardloop mos nou amper half op 'n gyro hier in die agterkant toe hy nou aan mekaar gesit Ja, is. so met die boom stability, een ding wat baie lekker is van hom, so die Duitsers het ook hulle navorsing gedoen en hulle het agtergekom met jou grootste oorweging met drift en effektiwiteit van spuit is hoe naby jou in die teiken is. So hierdie spuit kan effektiewelik kan ek 30 cm van die grond af beweeg. Ons het die 50 cm nozzle spacing op. So vir my nozzles kan ek 50 cm van die grond af beweeg, wat vir mielies gewas wat ons meestal groei, is dit ideaal. So ons het 'n perfekte overlap, ek's naby my target, ek kan my delta T's bietjie druk. So ja, nee, ek kry 'n jy kry die hektare in wat jy moet inkry. Okay, laat ons hom nou so 'n bietjie van buite af bekyk hierso. Hoeveel perdekrag is die ene? Hy's op 400 perde, 6000 liter, 36. Dit is so 300 kW, so dit het genoeg krag. Ja, Nee. hy's krag. En 6000 liter tank. En dan ek sien jy het hierdie Carbon B system wat jy op hom het, so hoe werk hy? Carbon B system, sportspray system, so hy kan op 'n skoon veld kan hy groen onkruid sien en dan spuit hy hom raak, of hy kan tussen in jou gewas kan hy diferensieer tussen jou gewas en onkruid, en dan maak hy die nozzle oop en die nozzle toe. En ek weet Horse het ook mos so 'n system wat kom, hy was nog nie beskikbaar toe jy Hy is nog nie beskikbaar nie. nee. Nee, hulle is nog besig om te ontwikkel. Soos ek gesê het, die Duitsers wil nie jy moet sukkel nie, so hulle wil seker maak hy's 100% voordat hulle naam op iets gaan sit. Okay, en dan kyk, toe ek nou aan die ander kant was, toe kry ons hulle nou toevallig toe hulle besig om een van hierdie spuite se suspensions daar te stress test en te kere te gaan. Nou sê vir my, wat is die ding van hierdie, jy het nou gesê nogal jy hou van die manier hoe hierdie suspension aan mekaar gesit is. Verduidelik my gou, wat is die ding wat jy getrek het hierna toe? Kyk, sy suspension is dubbeldoelig. So hulle het 'n hidroliese suspension hierso wat hom stabiel hou, en dan het hulle lugkussings op hom. Ja. So dit hou die spuit stabiel. Ek weet eerlikwaar nie presies waar die magic sit nie, maar hy is magic in hierdie ding. Hierdie ding ry ongelooflik glad. En dan dit alles saam ontwerp met die boom stability, soos wat jy gesê het op die pendulum stelsel. Die boom bly gelyk. Al is die boom leveling af, hy bly level, hy bly hang op dieselfde plek, en dan die boom leveling is as iets in die pad kom dat hy hom uit die pad uitvat. Want hulle oor die algemeen, sê hulle, en ek het gesien jy spuit laag, Hulle sê mos jy moet 30 cm bo die goeter spuit, maar dis nou een ding om dit te sê en is 'n ander ding om dit nou in praktyk toe te pas, Doen hy dit daar waar jy spuit? Kyk, op ons nozzle configuration is die laagste wat ons kan gaan. Ons het 50 cm nozzles. Ja. Want ons het spesifiek die Hawkeye stelsel opgesit vir die Carbon B, vir die spotspray. So as jy op 25 cm configuration gaan, dan kan jy na 30 cm toe gaan. So waar ons run is op 50 cm, wat al klaar 30 cm laer is as wat ons met enige ander spuit kon spuit. So dit help met drift, dit help om jy goed makliker op die grond te kry.
Dit help dat jy bietjie tyd kan druk as die omstandighede moeilik raak. En, okay, maar dis nou een ding, om nou te gaan en te sê, okay, right, hierdie spuit is so awesome, maar enige spuit is net so awesome soos sy diens, nê. So Horse is mos nou 'n plantermaatskappy. Yes. Nou, en die ding het 'n engine in, Ja. nê. Nou, wat weet planter technicians nou van engines af? Kom ons stel dit so. Hoe is die diens? Die diens, wel, ek het nog nie pyne gehad nie, of ek het nog nie pyne met die spuit gehad nie, maar as daar iets was wat krap of iets is wat nie lekker lykie of 'n boutjie los, was die op die plaas gewees. So hulle is vinnig, hulle is nie ver van ons af nie, so 2 ure se ry, maar ek was nog nooit op my senuwees oor diens nie. Hulle het tegnikuste wat hulle nou in Botawil kry, hulle het tegnikuste in Kroonstad. So daar's altyd iemand naby. Hulle monitor die goed van hulle kant af. Die het my nou dag gebel en gesê hoor jou spuit moet gediens word, te weet ek het self nie eers nie. So nee, hulle is hulle diens is blyk. Ek sien, ek like daai as ek gesê word oor hierso hier, hy moet nou op hoogte gebring word. Ons is die bakkie is op pad. Ja, 100%. Nee, en ek meen die feit dat hulle daarom die Landinies en daai goeders ook doen. Daar is daarom 'n bietjie know-how daarso, nê. Ja, nee, ek is nie ge-worried oor die engine nie. Kyk, so 'n Iveco engine wat hulle in het. So dit is nie rocket science. Dis nie 'n snaakse ding nie. Dis nie 'n snaakse ding nie. Dis betroubare engines. En ja, is dieselfde as wat ons stroper ons vorige spuit in gehad het. Ek's nie ge-worried oor dit. En deel julle in terme van die tegniese kant, want ek weet hulle was toe ons in Duitsland was, hulle net so week of wat voor ons daar. Ja. Wat hulle nou mooi getrein het en so. Ek wil net weet dat hulle dan geluister in die klas. Ja, nee, die ken sy goed. En die voordeel van 'n company soos Horse wat 'n familiecompany is en nog nie so groot is nie, is daar's nie as jy iets nodig het, is daar ou wat jy kan bel. Waar deesdae met groot companies is daar is nie 'n ou wat jy kan bel nie. Almal is so half agter 'n komputerskerm weggesteek. Waar die voordeel van Horse is, jy praat met 'n ou, hy sort jou uit, hy log in jou spuit in en hy kry jou goed vir jou reg. En as jy by op die plaas aankom en hy's wit, dan moet jy worry. Nee. Laaste ding. Hoe is die spuit geprys? Die spuit is, ek dink hy's relatief gemiddeld geprys. Ja. Ek dink hy's roundabout dieselfde as die C&H masjiene. Ja. Definitief goedkoper as 'n John Deere. Ja, en die ander opsies is eintlik nog. So hy's in die middel rond, maar jy kry 'n top spec spuit. Kyk, die ding wat jy kry van hom is hy kom uit met alles wat jy ekstra sou moes bysit by 'n ander spuit. So jy het klaar ryskiet, so hy kan bo oor hoë milie spuit, jy het die open toe wat kan open toe gaan, ons 'n bietjie hoër kilowatts gevat op hom. So jy het letterlik alles wat standaard op hom kom wat jy by die ander ouens moet ekstra vat en waarvoor jy meer moet betaal. So reasonably priced, maar goeie produk, so jy gaan betaal vir hom. Vir ouens wat sit op hierdie stadium, maar ek meen en dis al weer eens daai ding van wyd. Hy doen die hektare en hy kom. Ja. Vir ouens wat op die fence sit en hy weet nie regtig watter kant toe moet hy gaan nie, maar hy leun in hierdie rigting in. Dink jy die ouens kan maar hierdie pad stap? Ja. Nee, ouens kan definitief. Ek dink teenoor die spuite wat ek nou al buite gesien het, daar is nie iets wat vergelyk met hierdie nie. So die ease of use, die hektare wat jy inkry, die diens wat jy kry, al daai goed speel saam om van dit 'n byproduk te maak. Ek dink dit is nou, soos jy gesê, dis die tweede een wat in die land inkom. Ek dink hulle gaan met 'n storm in die land inkom. Ek dink ouens gaan 'n paar mooi goed sien van hulle. Ek dink al gaan 'n paar van hulle loop hier rond. Right, so. Nou jy nie net 'n perd op jou plaas nodig wat plant nie, jy het 'n perd nodig wat spuit ook, nê. Nee. So, luister, die baie goed gespekte masjien. So hy sê, jy kry alles wat jy het daarso teen 'n baie goeie prys en wag, hoe het jy gesê, hoe loop hy soos wat se Mercedes? Soos my ouma Mart se Mercedes. So, as jy 'n spuit soek wat loop soos Martin se ouma Mart se Mercedes, daar's hy.